Goeiedag en welkom by 'n derde videoles in ons hoofstuk oor finansiële wiskunde. In vandag se videoles gaan ons kyk na waardevermindering as ook inflasie. Waardevermindering is wanneer sekere bates of besittings waarde verloor met die verloop van tyd as gevolg van gebruik of slytasie, omdat dit doeteenvoudig net verouder. Dit word genoem waardevermindering, depresiasie of verval. Weereens 'n klompie sinonieme wat jy maar goed moet ken. Boekwaarde is die waarde van 'n bate op 'n spesifieke tydstip, terwyl skrapwaarde die boekwaarde van 'n bate is aan die einde van sy bruikbare lewe. Waardevermindering word presies soos rente bereken, maar met 'n negatiewe rentekoers. Vir waardevermindering het ons ook twee formules. Ons kry ons reglynige of ons reguitlyn waardevermindering of ons kry ons verminderde saldo waardevermindering. Reglynige waardevermindering is waar die bate verminder teen persentasie van die oorspronklike waarde. Die formule wat ons hier gebruik is A is gelyk aan P, hakie 1 minus IN. So jy sal sien, dit lyk baie soos ons enkelvoudige rente se formule, maar net negatief. Die verminderde saldo formule is wanneer 'n bate verminder teen die persentasie van die vorige waarde. So die formule hierso is dieselfde as ons saamgestelde rente, maar ook net met die negatief. Dis A is gelyk aan P, hakie 1 min I, alles tot die mag N. En onthou, A, in hierdie geval staan nou vir ons finale of ons verminderde bedrag, of jy kan selfs praat van jou boek of jou skrapwaarde. P is jou oorspronklike of jou begin, aanvangs, huidige of weer eens die hoofsom. I is jou depresiasiekoers geskryf as 'n desimaal, so weer eens, hulle gee vir jou die rentekoers as 'n persentasie wat jy dan deel met 100 om jou I te kry. N is jou aantal tydperke. Grafies kan ons ook hierdie twee waardevermindering formules voorstel. So, as ons kyk wanneer die finale bedrag A ten opsigte van die aantal tydperke wat verby is en geskets word, is die grafiek vir reglynige waardevermindering 'n reguit lyn en vir verminderde saldo 'n eksponensiële kurwe. Weereens, dit lyk baie soos ons enkelvoudige en saamgestelde rente se grafieke, maar hierdie keer net met 'n negatiewe helling. Inflasie is pryse wat met verloop van tyd toeneem, word inflasie genoem. Bevolkingsgroei is ook 'n vorm van inflasie, want dit is ook groei wat oor tyd toeneem. Vir inflasie of bevolkingsgroei gebruik ons dieselfde formule soos vir saamgestelde rente. Kom ons bestudeer die volgende voorbeeld. Die waarde van 'n voertuig wat R200.000 werd is, verminder teen 12% per jaar. Bereken die waarde van die voertuig oor 5 jaar as waardevermindering bereken word met die eerstens reglynige metode en tweedens met die verminderde saldo metode. So vir die eerste metode, reglynig, so dis 200.000 en dan in hakkies 1 minus 0,12 gemaal met 5 en ons kry 'n finale bedrag hier van R80.000. Die verminderde saldo daarteenoor gee vir ons 'n finale bedrag van R105.546,38. So dis baie beter hierso om die verminderde saldo metode te gebruik, want jou waarde van jou voertuig gaan meer werd wees vir jou aan die einde van 5 jaar. Sandy koop 'n drukker vir R4.000 en verkoop dit 3 jaar later vir R2.200. Bereken die jaarlikse waardeverminderingskoers indien die reglynige metode gebruik word. So, in hierdie geval moet ons nou die I gaan bereken. Vervang alles in jou formule wat jy het en doen dan algebra. So, eerstens gaan deel jy met die 4.000, dan gaan trek ons die 1 af, of jy kan nou dit alles na die linkerkant toe vat, dan jy 3i, wat positief is gelyk aan dan ons 1 minus die breek, en dan kry jy jou finale antwoord. Nadat jy dit gedoen het en nog daai 1 minus die breek gedeel deur het met die 3, kry jy I is 0,15, wat dan vir ons 'n waardeverminderingskoers van 15% gee.
Vir 'n inflasievoorbeeld, kyk ons na 'n witbrood wat tans R14 kos. Hoeveel sal 'n soortgelyke brood oor 5 jaar van nou af kos, indien die jaarlikse inflasiekoers van 7,5% gehandhaaf word? So, onthou ons gebruik die saamgestelde formule. So A is gelyk aan 14 en in hakies 1 plus 0,075, alles tot die mag 5. As jy dit in jou sakrekenaar insetel, dan sien ons dat 'n witbrood wat tans R14 kos, oor 5 jaar ongeveer R20,10 sal kos. Werk gerus deur die voorbeelde en die verduidelikings in die handboek, geniet die huiswerk.